Baie dankie en ook dankie vir jou boodskappe so tussendeur terwyl jy daar was. En dis een van die redes hoekom die fotos ook so skraps was en dat ons ook vir hulle sal bid en vir die werk wat hulle daar moet doen en ook vir Marika se werk in Hebreër. Daar is nou een van die 12 lande waar hulle betrokke is en dat ons ook daarvoor saam sal bid. Kom ons maak ons harte stil voor die Here en dan gaan ons saam bid. Here, wanneer ons in hierdie oomblikke ons harte voor U kom stil maak, dan wil ons saam vir U kom dankie sê dat U ook vir Marika beskerm en bewaar het en vir dit wat hulle daar moes doen en terwyl hulle baie vinnig moes aanpassings maak en die hele aanslag om wetgewing te gebruik om die kerk grootliks skade te berokken en die paar goedjies wat sy nou vertel het en die ander dinge waaroor ons ook persoonlik gesels het, Here, ons kom bid dat U ook daar sal onderneem. Dis nie net daar waar dit so gaan nie, op baie ander plekke en ons het die voorreg om vrylik te beweeg en U woord uit te dra in al die middele wat ons het en ons beskou dit nie as vanselfsprekend nie. Help net vir ons om die beste te maak van dit wat U vir ons gun en dit wat U vir ons bied. Dankie vir die voorreg om tegnologie te kan hê. Ons het net nou daaroor gepraat. Dankie vir die voorreg dat mense op enige plek in die wêreld sy foon vat en inskakel en hy kan luister na die woord. Ons dank U dat ons hierdie mediums kan gebruik. Ons bid ook saam vir die uitdagings vorentoe, die geleenthede vorentoe. En dat U vir ons daarin ook sal onderneem en sal voorsien. Ons bid dat U 'n gebedslas op ons sal kom lê, om wel te kom saam bid vir hierdie woord wat moet uitgaan. Terwyl ons daar in die onbekende bid, dat U op 'n wonderlike wyse vereer en verheerlik sal word. Ook hulle wat nou inskakel en saam hierna luister, saam deel in hierdie gebed, wat dalk self afgeleë is en ver weg is van ander af en dalk nie in omstandighede is om by 'n kerk te kan uitkom nie. Ons wil nie die uitsendings gebruik as 'n wegkruipplek nie, maar ons wil dit gebruik as 'n verlengstuk. En ons bid ook vir elkeen wat inskakel, dat hulle motiewe suiwer en opreg sal wees. En dat U ook hierdie woord ryklik sal kom seën. Ook nou die lees van die woord, die oordeenking van U woord, kom leer vir ons en ons sien uit daarna om U woord in te drink. Amen. U kan saam met my blaai na 2 Korintiërs, ons het verlede week hoofstuk 8 gelees, ons gaan nou hoofstuk 9 saam lees, 2 Korintiërs hoofstuk 9, verlede week het ons klomp ander skrifgedeeltes hanteer en hierdie week kon ek baie van daai skrifgedeeltes ook nou weer hier gebruik, maar ek het dit doelbewus gelos en ons wil hoofsaaklik fokus op die inhoud van hierdie hoofstuk vir hierdie geleentheid en dat die Here ook hierdeur sy woord met ons sal kom oopbreek. 2 Korintiërs 9, ons gaan die hele hoofstuk met mekaar saam lees. Ek wil hê jy moet asseblief baie fyn oplet, want ek gaan net nou hierdie hoofstuk vat en hom opbreek in 4 dele wat ek graag met u wil deel, en dan gaan ons oralste 'n paar verse gaan haal. So terwyl ons lees, volg aandagtig, en dan kyk jy wanneer ons nou hierdie gedeeltes bietjie gaan ontleed. Hoeveel van dit het jy opgetel? Dit is geweldig baie stof, maar ons gaan al hierdie stof in 4 hoofafdelings indeel. Vers 1 van 2 Korintiërs 9.
Want wat die diensbetoning aan die heiliges betref, let op die woordkeuse daar, ons het verlede week daarna verwys, waar Paulus in hoofstuk 8 verwys het na die Macedoniërs, wat eintlik heidene was, en toe nou die evangelie gehoor het, en tot inkeer gekom het, en hulle het gehoor van die kerk wat vervolg word in Judea, en hulle het vir hulle middele gestuur. Nou gaan hy voort, en hy hak hom net weer daaraan, wat die diensbetoning aan die heiliges betref, is dit vir my oorbodig om aan julle te skrywe, want ek ken julle bereidwilligheid, waarop ek oor julle by die Macedoniërs roem, dat Agaïe 'n jaar gelede gereed was, en dat die ywer wat van julle uitgegaan het, baie ander aangespoor het. Maar ek het die broeders gestuur, sodat ons roem oor julle in hierdie geval nie verydel mag word nie, dat, soos ek gesê het, julle gereed kan wees. Sodat nie miskien as daar Macedoniërs saam met my kom, en julle nie gereed vind nie, ons, om nie te sê julle nie, beskaamd word in hierdie vertroue van ons roem nie. Ek het dit dus noodsaaklik geag om die broeders te versoek, om vooruit te gaan na julle toe, en julle vroeër aangekondigde dankoffer vooraf in orde te bring, sodat dit gereed kan wees as 'n dankoffer, en nie as iets wat afgepers is nie. Maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai. Wie volop saai, sal volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Soos geskrywe is, hy het uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid. En mag hy wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet, en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem, sodat julle in alles ryk kan word tot alle milddadigheid, wat danksegging aan God deur ons bewerk. Want die bediening van hierdie hulpbetoning voorsien nie alleen in die behoeftes van die heiliges nie, maar is ook oorvloedig deur baie danksegginge aan God. Omdat hulle deur die bewys van hierdie diens God verheerlik, oor die onderwerping van julle belydenis aan die evangelie van Christus, en oor die milddadigheid van die bydra aan hulle en aan almal. Terwyl hulle ook in die gebed vir julle na julle verlang vanweë die uitnemende genade van God aan julle, maar God sy dank vir sy onuitspreeklike gawe. Ek wil graag die woord van die Here met u deel vanoggend in hoofstuk 9. Dis die derde geleentheid wat ons met mekaar praat oor die opregte gewer. En jy kan die boodskappe bekom op al die verskillende platforms en na die vorige 2 gaan luister om die trant op te tel. So ek gaan nou nie terugbeweeg met wat ons reeds gepraat het nie. By hoofstuk 9 gaan Paulus voort om met die gemeente van Korinthe te praat, om in opregtheid te gee vir God se saak. Hy praat oor hulle diens aan die heiliges. En dit is ons fokus dan by hierdie gedeelte. Dis die tweede hoofstuk wat hy spandeer om met die gemeente in Korinthe te praat. En tog het daar iets in hulle hart gebeur, want in hoofstuk 8 gebruik hy die Macedoniërs as 'n aansporing wat vir die kinders van God onder uiters moeilike omstandighede gehelp het in Judea.
Maar nou sien ons in hoofstuk 9, hy het op 'n stadium daar by die Macedoniërs gedraai, en met opgewondenheid het hy geroem oor die verandering in Korinthe se hart. Onthou, verlede week het ons daarna verwys, hulle harte was toe. Hulle het nie 'n gesindheid gehad nie. En hier kom hy by hoofstuk 9, en het lyk of daar 'n verandering plaasgevind het. En daarom wil ek vanmôre met jou praat oor die opregte gewer se resultate. En ek wil weer eens my bes probeer om dit kort te hou. Korter te hou, laat ek nie sê kort nie. Terwyl ek voorberei het en ek my in hierdie gedeelte verlustig het en hom gelees het en weer gelees het en weer gelees het, het ek op 'n stadium al hierdie aspekte so bymekaar gesit. En daar is geweldig baie wat gesê word in hierdie gedeelte. Ek wil graag vanmôre 4 aspekte van hierdie resultate aan jou voorhou. Hierdie 4 wil ek probeer om by elkeen net so 2 onderafdelings te noem. Dat die skrif vir homself spreek, en terwille van die tydsaspek en die hoeveelheid aspekte wat ons wil hanteer, wil ek eerder net by 2 van hulle so bietjie uitbrei. Die res gaan ek baie korter en vinniger deurbeweeg. Die uitstaande kenmerk wat nou nie deel is van hierdie resultate as sulks nie, maar wat vir ons 'n hoofopskrif gee, is hoeveel keer die woordjie genade in 2 Korintiërs hoofstuk 8 en 9 na vore kom. Dis genade van God om in God se saak te kan belê. En jy kan vir jouself 'n bietjie gaan kyk. Nou, hoeveel keer selfs in hoofstuk 9 die woordjie genade na vore kom. Hoeveel keer daar gepraat word van God se genade aan ons. Saam met die woordjie genade ook die woordjie gawe. Ander gedeeltes in die skrif verwys na genadegawe. Wanneer ons verwys na die resultate, dan moet ons begin by die eerste resultaat, en dit is die innerlike resultaat. Dit wat hier binne in jou eie hart gebeur, wanneer die Here jou hart aanraak en jou hart oopmaak om vir sy saak te kan gee. Ek wil hê met jou Bybel oopmaak, want elke keer gaan ons net na daai skrifgedeeltes verwys en ek gaan dit vir ons lees. Die eerste innerlike resultaat wat ons beleef van die opregte gewer, is dat sy hart verander het. Sy hart het verander. Ons lees daarvan in vers 7. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem. En dan gebruik hy 3 woorde om te wys hoe iemand gee wat sy hart nie opreg is nie. En die 3 woorde kom almal daar voor. Een woord kom in vers 5 voor en die ander 2 woorde in vers 7. Luister mooi wat sê hy. Vers 7. Ons moenie gee met droefheid of uit dwang nie. Nommer 2. Vers 5 sê asof dit afgepers is. Dit is die kenmerke van 'n hart wat nie reg is nie. Hy gee nou maar omdat hy moet gee. Hy gee met droefheid. En hy verduidelik hoe swaar is dit om te gee. Of hy verduidelik met dwang, want as ek dit nie doen nie, dan gaan dit en dat en dat. Of
met 'n bietjie vuilspel afgepers. Dis nie die gesindheid waarmee gegee moet word nie. Maar wanneer my hart opreg is, dan is die innerlike resultaat juis. En let op die ander woordjie wat voorkom in vers 7. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem. En dan was hierdie ander invoegsels van met dwang en met droefheid. Laat elkeen gee soos hy in sy hart voorneem, en ons haal die invoegsel uit. Hoe gee hy neem in sy hart voor? Want God het 'n blymoedige gewer lief. Ons gee met blymoedigheid. Dis nie 'n las nie. Dis nie enige van hierdie goed wat ons reeds van gepraat het nie. So hierdie hartstoestand, die negatiewe element, is hierdie goed wat ons reeds genoem het met dwang en afgepers en met droefheid. Maar die positiewe hart is met blymoedigheid. En onthou hoofstuk 8, met blymoedigheid ver bo hulle vermoë. Dus, die innerlike resultaat. Die tweede innerlike resultaat wat ons hier kry ons daar in vers 11. En dit is dat hierdie blymoedige hart 'n rykdom bewerk. Sodat julle in alles ryk kan word in alle milddadigheid. Kom ek verduidelik hom. Sodat julle in alles ryk kan word. In alle milddadigheid. Om 'n oop hart te hê. En om hierdie blymoedige gewer gesindheid te hê, is 'n rykdom. Ek wonder of ons dit altyd besef. Selfs daai arm eers heidene in Macedonië wat tot inkeer gekom het in hulle eie armoede bymekaar gemaak. Ons het verlede week daarna verwys. En hulle het 'n rykdom ontdek. En dan is daar 'n woordjie wat hierdie rykdom beskryf. Die woordjie milddadigheid. Ek is nie 'n taalkundige nie, maar hier's my verbeelding. Dus wat klink mil vir jou? Wil julle daar aan 'n ou wat gesing het, hy kan doen met 'n miljoen. Mil klink vir my soos miljoen. Om ryk te wees in milddadigheid. En is nie nou gemeet aan rand nie, dis net 'n illustrasie. In hierdie hoofstuk kom die woordjie milddadigheid 2 keer na vore. Dis die rykdom wat ons het, om 'n oop hart in blymoedigheid voor die Here te kan hê. Dis 'n rykdom. Dis die eerste wat ek met jou wil deel. Hierdie innerlike resultaat. Wat iemand anders dan nie vir jou kan vat nie, ook nie vir jou kan gee nie. Dis tussen jou en die Here wat dit bewerk word. Maar daar is ook 'n eksterne resultaat. 'n Resultaat wat na buitekant toe gaan. En daarvan het ons heel wat gelees in hoofstuk 9. Dit dra 'n getuienis uit. Dis die eerste eksterne resultaat. Dat dit hierdie getuienis uitdra
Hoor hoe mooi beskryf vers 4 dit. Vers 4 verwys dat daardie laaste gedeelte by die see gedeelte in hierdie vertroue van ons roem. Hier loop 'n getuienis uit. En Paulus is eintlik so bietjie versigtig, want daai ouens in Korinte het hom al gedrop. Hulle het vir hom gesê hulle gaan bydra en hulle gaan gee, en 'n jaar later toe daar nog niks gebeur het, is dit net promises. Dis as olifant mis in die wildtuin. Ja, sien as jy daar in die wildtuin ry en jy soek 'n olifant. Jy sien net promises lê, maar daar's geen olifant in sig nie. En hulle was net so vol promises. En 'n jaar later het daar nog niks gebeur nie. Nou is Paulus op pad om hierdie bydra te gaan haal by hulle in Korinte. Nou is hy so versigtig. Hulle moet my net nie weer drop nie. Hulle moet nou net nie weer met hul promises uitkom nie. En hy stuur hy iemand vooruit. En hy sê vir hulle: my roem oor julle moenie nou geskaad word nie. Die vertroue wat ek het dat julle kan deel in hierdie rykdom, dit dra getuienis uit. En gaan kyk ook hoeveel keer in daai hoofstuk kom die woordjie roem na vore, om die Here te verheerlik, deur hierdie rykdom van ander. Vers 11 praat ook van hierdie rykdom, en dan sê hy, wat danksegging aan God deur ons bewerk. Dis die getuienis wat dit uitdra, danksegging teenoor God, vers 11. Vers 12 beskryf dit verder. Die bediening van hierdie hulpbetoning voorsien nie net alleen in die behoeftes van die heiliges nie, maar is ook oorvloedig deur baie danksegginge aan God. Sê vir my, is daar in die hemele 'n getuienis oor jou oop hart? Hier is mos nou 'n persoonlike saak. Dis mos nou undercover. Dit kan ons nou die maklikste weggesteek word. En dit kan ook die maklikste aan die groot klok gehang word. Hoe lyk jou milddadigheid? Dra dit 'n getuienis uit oor God. Vra nie wat sien mense nie, wat sien God van jou? Dra dit daai getuienis aan God uit. Vers 13 beskryf hom nog mooier. Hy sê, omdat hulle deur die bewys van hierdie diens aan God verheerlik is, en dan let op hierdie woorde, oor die onderwerping van julle belydenis aan die evangelie van Christus, en daar kom die woordjie milddadigheid die tweede keer voor. Om in God se saak te belê, is om jou aan die evangelie te onderwerp. Jy al daaraan gedink? Dat jou bydra aan die saak van die Here, die evangelie finansier, en dit dra daartoe by, om hierdie getuienis uit te dra. Die volgende met hierdie eksterne getuienis, en daarin wil ek nou ook net so 'n bietjie tyd spandeer. En dit is dat hierdie oop hart, hierdie opregte gesindheid, hierdie belê in God se saak, die tweede eksterne resultaat wat dit lewer, dit het ewigheidswaarde. En dit is my belangrik om bietjie hierby stil te staan en my eie belewenis ook hierin net met julle te deel. Ewigheidswaarde.
Dit gaan nie net oor nou nie. Dit gaan oor die ewigheid. Let op wat sê vers 9 van hoofstuk 9. Dan net die laaste gedeelte, maar ek lees hom. Hy sê hy het uitgestrooi, hy het aan die armes gegee. Dan daai woordjie, sy geregtigheid bly tot in ewigheid. Daardie geregtigheid van gee in God se saak bly lewendig tot in ewigheid. Hier kom my verduideliking daaraan. Die nood wat nou aangespreek word, het 'n effek op die ewigheid. En dit behou sy waarde. Al is daai nood en stryd en behoefte se tydelike best before date verby. En daai nood bestaan dalk nie meer nie. Lewe die impak wat daai nood gehad het nog steeds voort. En dit is 'n baie belangrike aspek vir my en vir jou om te snap en te verstaan. God se saak is nooit 'n vermorsing van tyd nie. Ook nie hulpmiddele in watter formaat ook al nie. Ook nie wat fasiliteite aanbetref nie. Ek het my beperk om net 'n paar dinge te noem. En ek wil graag die voorbeeld hier gebruik. As 'n mens kyk oor hierdie gemeente is Desember maand 80 jaar oud. Hierdie is die 5de plek in Bloemfontein terwille van die wat inluister en inskakel. Hulle het met 'n tentkerk begin daar, julle eentjie ander kant Ou Betjan. En toe nou daar waar Mimosa rond nou is, in daai omgewing, soos hulle later aan noord toe en. Nou kan 'n mens baie maklik terugkyk in die geskiedenis en sê, waarvoor al daai sweet? Van daai plekke bestaan nie eers meer nie, van hulle is gesloop. Dis wat die sielevyand wil hê. Dis wat hy gebruik om jou oop hart skade te berokken. Ek vertel nog 'n voorbeeld. Laat ek net eers hierdie ding afhandel. By elkeen van daai 5 plekke van aanbidding was daar sweet. Daar was gewerk. Daar was tyd ingesit. En nou mag het lyk of dit verniet was. Nee. Daardie geregtigheid bly voort tot in ewigheid. Want God is 'n ewigheid nou. En daardie waarde wat ons voorgangers gekoppel het aan dit waarmee hulle besig was, hou sy waarde. So, op hierdie een maandagoggend laai ons van Marika op by die lughawe. En sy het 'n wye belangstellingsveld en nuuskierig en hou van geskiedenis en. En ons ry daar naby waar Ou Betjan is verby van die lughawe en ek sê vir haar, Ou Betjan was net hier aan die kant. En toe sy nou in die trap, sy kan nou nie sê ingevlieg nie, maar sy het nou maar daar ingesit. Ek kan gou wys waar was Ou Betjan. Ja, sy het al af van gehoor dat jy graag wil sien. Ek sê, het is net hier om die draai. Dis nou al plat geslaan, want verlede jaar het hy nog gefunksioneer en toe sy op 'n veiling verkoop en daar kom nou ontwikkeling en al sulke goed. So, dis nou net ruïnes wat daar staan. Die oorspronklike saal staan nog daar, maar die dak en goed is af.
En die huis waar ons skepers gebly het, staan nog daar, want met daai bakstene kan hulle niks doen op 'n ander plek. So dis al wat nog staan. En so een van daai treinkamers staan nog daar, terwille van die ouer garde wat inskakel en inluister. En ek stop daar by die hoofhek. En Marika sê, daai hek het sulke pilare wat gebou is met sulke mure wat so loop. Sy sê, daar lê 'n Bybel. En ek spring haar uit en sy, en ons neem die Bybel af. En die eerste wat sy vra is, waar lê hy oop? Nou, hy gaan net hier oop bly. Iemand het daar tussen daai mirasies hierdie Bybel opgetel. En hom daar op die muurtjie neergesit. Terwyl ek daar is, en terwyl ons daar wegry en ek daar deur beweeg en vir haar wys, hier was dit en daar was dat, kan 'n ou maklik sê, alles is tot niet, hier's niks oor nie. Dis waar. Maar toe ek hierdie Bybel vat en ek sê, ek gaan nie langer hier bly nie, hy het pap nat gereën en hy's nog al kliphard. Sit ek hom in die kar, vanmôre te dink ek dat ek hom vir julle wys, terwyl ek nou hierdie deel gaan vertel. Al daai werk in Betjan 1, 90 jaar terug, vandag is daar niks oor nie, is nie verniet nie. Dit bly staan tot in ewigheid. En ek en jy moenie verward word tussen die stoffelike, die tydelike, wat nie vir altyd gaan bestaan nie. Alles het sy best before date. Maar my belegging in die saak van die Here is ewigdurend. Ons moet nie net vaskyk in die tydelike nie. Ons moet nie net vaskyk in al hierdie goed wat nou lyk of wat alles verniet was nie. P.F. Skeepers het in sy wildste drome nooit gedink vier van sy nasate gaan in volgorde predikante in die kerk wees nie. Hy het aan sy wildste drome nie eers gedink aan hierdie kerk nie. Hy was 'n maand oud toe die kerk, 'n maand na die kerk gestig is hy oorlede. Hy het nog nul en niks veel geweet van hierdie nie. En ek het nou baie oor Betjan 1 gelees, terwyl ek die plek gesoek het en gesoek het of ek iewers 'n adres kon opspoor. En ek het baie gelees oor sy passie en sy ywer, en alles wat saam met dit geloop het. En ons moet nie dink alles is saam met hom maar net so in sy graf nie. En ek en jy moet nie ook dink dat het ons vir die Here gedoen het, gaan maar net so verby nie. Die Bybel sê die Here is nie onregverdig om dit te vergeet nie. Al baie kinders van die Here wat deur die jare seer gekry het. En sy oop hart het skade opgedoen. Oor dinge wat hy gesien het en beleef het, en het sy vrymoedigheid ontneem. En hy is die laaste ou wat besef, hy benadeel die saak van die Here, deur in daai struik te trap. Ons het die Here nodig om ons aan te raak, dat ons 'n ewigheidsvisie kry. En nie so sentimenteel raak, dat alles krampagtig vasklou aan die stoffelike nie. Die derde, wat ek met jou wil deel, is die invloed van hierdie resultaat
om opreg te gee. Ons lees daarvan dat dit aansteeklik is. Ons lees in hoofstuk 9 vers 2c, dat die ywer wat van julle uitgegaan het, baie andere aangespoor het. Ek wonder of ons aldag besef, hoe aansteeklik my ywer vir die Here is, en dat dit 'n invloed het op ander kinders van die Here. Hierdie mense in Korinthe is aangesteek deur die ywer van die Macedoniërs. Maar 'n tyd later was dit vice versa. Toe was die Macedoniërs weer aangemoedig deur dit wat in Korinthe gebeur het. Die ywer van ander wat in ons opgewek is. Hoofstuk 8 verwys daarna vers 8. Hy sê, ek sê dit nie as 'n bevel nie, maar om deur die ywer van ander ook die egtheid van julle liefde op die proef te stel. Dit is 'n wonderlike resultaat. En dit is dat dit aansteeklik is om te belê in God se saak. Die invloed kring baie wyer uit as wat ek en jy besef of weet of raak sien. Kan ek dit illustreer? Dis mos nou die tyd vir die virusse en die peste en die ellendes om rond te loop. Jy vat hoe ver een virus travel, hy klim hier op 'n ou en dan vang hy 'n lift daar by daai ou en dan daar in die lift staan jy saam met 'n ander ou hier langs jou en dan klim hy pes hier op jou en so move hy en hy skuif van een na die ander ene tot. Jy weet nie of wat jy hom by wie jy hom opgetel en jy weet ook genadiglik nie vir wie jy hom aangepas nie. Partykeer weet jy as jy onder een dak bly. Maar dan weet jy net, hier het hy ingekom en dan gaan hy weer uit. Die res van die storie weet jy nie. Want dis hoe 'n ding werk wat aansteeklik is. En dit is altyd wonderlik om te sien in die saak van die Here. As die Here harte begin verander en 'n ding raak aansteeklik, dan loop hy. En dis 'n wonderlike resultaat dat die Here in sy grootheid invloed oordra van die een na die ander. Die tweede deel van hierdie invloed, en ons het nou baie tyd daaroor gespandeer in vorige paar weke, en dit is dat dit ons dryf tot gebed. Vers 14, terwyl hulle ook in gebed vir julle en na julle verlang, vanweer die uitnemende genade van God aan julle. Dis weer eens daai getuienis en die genade, en dit wat saam met dit loop. Die laaste resultaat, en hieroor is ek altyd in bewondering oor die Here. Die Here se wiskunde werk op 'n ander manier. Hy het 'n ander boekhoudstelsel. Ek weet nie hoe werk hy dit nie. Ons deel net daarin. Die vierde resultaat is dat dit wat ons in God se saak
belê, of dit nou my tyd is, en of dit nou my kennis is, en of dit nou my wat is, die Here bewerk die vermeerdering. Ek wil hê jy moet let, en jy kan weer hierdie gedeelte gaan lees, hoeveel keer in hierdie hoofstuk, ek het dit nou nie getel nie, jy kan dit nou self gaan lees en gaan tel, hoeveel keer in hierdie hoofstuk word daar verwys na vermeerdering in meervoudvorm. Gaan tel dit 'n bietjie en stuur vir my 'n boodskap. Dit sal interessant wees om te sien die wat dit vir my stuur. By hoeveel kom elkeen uit? Jy het nou nie nodig om alles te stipuleer nie. Sê net daar vir my 5 of 8 of 10. Dit sal interessant wees. Maar dit het sy eie vermeerdering. Maar daai vermeerdering gebeur nie van self nie. Dit het eers voorbereiding nodig. Ons lees daar in vers 5. Ek het dit noodsaaklik geag om die broeders te versoek om vooruit te gaan na julle toe en julle vroeër aangekondigde dankoffer vooraf in orde te bring. Dis duidelik dat hier 'n duidelike beplanningsfase was. Julle vooruit aangekondigde dankoffer. Om dit in orde te kry. As my hart in God se saak is, gaan ek vooruit beplan. Daai ou met 'n toe hart het 0 zots, 0, geen beplanning nie. Hy's net slaggereed om te sê, ek kan nie. Sis, tog. As ek wil so arm bly in jou milddadigheid. Nee. As jy nie gaan beplan nie, gaan dit nêrens gebeur nie. Paulus skrywe aan hulle dat hulle voor die tyd moet gereed maak. Ons lees ook in 1 Korintiërs 16, ek gaan dit nou nie weer lees, ons was verlede week daar. Vers 1 tot 4. Die erns wat hy daaraan lê aan behoorlike voorbereiding en beplanning. En dan kom die Here en hy vat daai beplanning, daai voorbereiding, en hy neem dit in sy hande. Hy vat dit en hy maak daarvan die meervoud. Wat doen ons in ons voorbereiding, in ons beplanning? Ek verbind my tot die Here. En is die stap waar die duiwel die meeste van God se kinders mee bedrieg. Want hy kom net met die feite, man, jy het nie tyd nie, en is nie nou gereed nie, en is nie dit, en is nie dat nie. Paulus verduidelik vir hulle. Moenie net ek daar kom en sê hulle van nie, ons is nou nie reg hiervoor nie. Julle moet beplan. Julle moet vooruitwerk. Dis 'n belangrike deel. As ek in God se saak wil belê in watter hoedanigheid ook al, voorbereiding, beplanning. In hierdie gedeelte praat hy 'n paar keer, ons gaan nou net daarby kom. En hy gebruik die boer as 'n voorbeeld. Hy sit nie net en bid dat 'n oes uit die lug uitval nie. Hy moet die grond voorberei. Hy moet saai. Hy moet al daai goed doen voordat dit wat hy ingesit het vrug gaan lewer. En hierdie gedeelte verwys daarna, jy kan dit net weer gaan lees. Let op wat sê vers 7. Hy sê vir hulle, ek wil julle iets gee om oor te dink. En dit is baie belangrik dat hy dit so noem. Hy sê, maar dink daaraan. Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai. Wie volop saai, sal volop maai. As jy synig saai, moenie hy as God ook synig maai nie.
Jy bepaal. Jy stel die standaard. Wie synig saai, sal synig maai. Wie volop saai, sal volop maai. Dis 'n Bybelse beginsel. En waarom kan ek dit so kras uitdruk? Want ek wil jou vat na vers 8 en vers 10 toe. En daarmee gaan ons klaarmaak. Wil jy met jou Bybel oopmaak en saam met my gaan volg oor hoekom sê hierdie gedeelte, wie spaarsaamlik saai, sal spaarsaamlik maai. Wie volop saai, sal volop maai. Ek wil hê jy moet saam met my fokus, en ek wil vir jou vers 8 en vers 10 oopbreek. Hierdie twee verse loop soos 'n treinspoor. Hulle loop so saam langs mekaar. Dit staaf vers 6, waar die Here sê, jy bepaal wat die Here gaan doen. Hy verduidelik vers 8. En dit het my so aangegryp. Let op waarmee begin vers 8, die eerste gedeelte. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees. Stop daar. Nou maak ek soos 'n kind, 'n kleuter, wat op daai irriterende fase is van, hoekom? Hoekom? Alles wat jy vir hom sê, alles wat jy vir hom antwoord, hoekom? Hoekom? Nou op daai hoekom, ek wil weer die eerste gedeelte lees. God het mag om alle genade, en jy kan jou naam daar inskryf, oorvloedig oor jou te laat wees. Hoekom? Hy antwoord homself, sodat julle altyd in alle opsigte, onthou God het mag om alle genade oorvloedig oor jou te laat wees. Let op die meervoudsvorme, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Hier staan niks van jou voordeel nie. Hier staan niks van jou belange nie. Hier staan niks van wat jy daaruit kry nie. Hier staan van God se saak. God soek iemand om alle genade oorvloedig vir hom te gee, sodat hy daarmee kan werk. Dus wat hier staan, God het mag. Nou gaan ons presies dieselfde doen by vers 10. Want waarmee begin vers 10? Met presies dieselfde woorde. En mag hy. Vers 8, God het die mag. Vers 10, mag hy wat saad verskaf aan die saaier. Hoor julle mooi? Die Here het nog nêrens vir jou gevra, wat het jy nie? Hy verskaf saad aan die saaier. Dis wat jy en hy ooreenkom. Dis waarmee hy jou gaan vertrou. Hy het mag om saad te verskaf aan die saaier. En brood verskaf aan die een wat eet. Gebruik ek weer daai woord van die lastige kleuter. Hoekom?
Hy het mag om saad te verskaf aan die saaier. Hoekom? Let op, en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem. Dis die resultaat van 'n opregte gewer. Ek het daai ene gehoor. Ek dink is van 2006, die blare wat daar aan hierdie kerk se dak ingewaai het. Net die besiedelings rondskuif. Iewers kom hierdie wind nou en dan moet julle weet hoe sterk waai hy. Right, kom ons fokus weer. Ons is amper klaar. So vers 8, God het mag om alle genade oor ons oorvloedig te laat wees. Hoekom? Sodat ons daarmee kan werk. Vers 10, mag hy wat vir jou saad verskaf, jou saad vermeerder en die vrug laat toeneem. Hoe klink daai? Dis die Here wat in sy genade vir my en vir jou wil vertrou. Dis nie waarmee gaan jy die Here beïndruk nie. Dit staan nêrens. Maar dis waarmee die Here jou kom begenadig en wat jy weer kan terugploeg. En dis hy wat die meervoudsvorm bewerk. Dis hy wat die meerderheid skep. Die laaste, en daarmee maak ek klaar. Al hierdie wonderlike goed wat ons genoem het, sluit Paulus die hoofstuk af. In vers 15 met hierdie kort versie. Maar God sy dank vir sy onuitspreeklike gawe. Ek en jy kan daai wiskunde nie doen nie. Maar God doen. God sy dank vir hierdie onuitspreeklike gawe. Mag die Here jou hart aangryp deur hierdie woord. En mag die Here by jou 'n opregtheid vind om met blymoedigheid 'n ewigheidsvisie te hê vir God se saak. En net 'n bietjie weg te kom van ons eie stryd, ons persoonlike belange, ons persoonlike behoeftes, ons persoonlike tekortkominge, ons persoonlike bedreigings en. Maar dat ons gaan fokus op die ewigheidswaarde waarin die Here my en jou wil vertrou. Amen. Kom ons bid saam. Here, hoe kosbaar is u wiskunde. Dit gaan ons verstand te bowe. Paulus sê opreg, dis 'n onuitspreeklike gawe. Want ons weet nie hoe werk hierdie wiskunde nie. Maar dankie vir dit dat ons daarvan kan beleef. Dankie dat ons deel daarvan kan wees. En nou bid ons dat u hierdie woord in ons hart sal bewaar. En Here, dat ons sal verlustig in hierdie uitdaging
waartoe U ons uitdaag. Ons eer U, dat ons kan delf in hierdie rykdom wat U vir ons bied. En dank U, dat U die vermeerdering bewerk. Ons eer U daarvoor. Ons verheerlik U naam daarvoor. Amen.